Henry, ek sal glad nie omgee, dan klink het skielik baie op myself. As jy anders speel nie, ek sal maar net die staan. Precies. Nee, so nee, ek kan maar anders speel, ons gee glad nie om nie, dit is wonderlik. Welkom vanoggend broers en susters, dit is Palm Sondag, en soos julle sien, dank sy werkteler, hy span sy huisgesin heel mooi in om hom te kom help, dankie julle, is hierdie, en daarachter is sy handewerk, en ek wil hê julle moet allemaal hierdie donkies sien, want dit is van hom wat ek vanoggend gaan skinder, nee? So, maar baie dankie, dat ons die groot lydingsweek kan intree, met Palm Sondag. Ek wil hê julle met die sosiale media dophou, die groepe, en dan ook ons Facebook bladsy. Ek het vir julle 2 uitdagings hierdie week. Die een is 'n pakkie wat julle moet saam sit, wat so saam met elke dag gaan. En ek het besluit, ek gaan elke dag van hierdie week, so saam met daai oefeningkie, ook 'n Bybelstudie uitsit. So, kom ons volg dit vir hierdie week, en ons maak erns met wat lydingsweek vir ons beteken. En dan is my ander uitdaging aan julle, en ek het gehoor, 'n paar ouens het dit al gehoor, om paasbolletjies te bak. Maar dan vra ek het 'n resep hier, maar dan ken ek die dames van hierdie gemeente, wat 10 teenoor baie beter resepte het. So, as iemand van julle 'n baie beproefde Halloween bestande ene het, stuur hom asseblief vir my, en ek sal hom met jou toestemming dan ook versprei, want jy moet onthou, ek het 'n paar talente, maar ek bak is nie een van hulle nie. En julle kan maar die dames vra, as hulle koekies bak, raai wat doen ek tel die koekies. My wiskunde is beter as my bakvermoë. Goed, so. Maar ons wil graag opstanding Sondag, wil ons paasbolletjies saam eet en saam kuier. So, bring 'n klompie saam. Ek beloof as daar van julle oorblyf, vat jy dit net weer so huis toe, want dit klink vir my, ons gaan dit begin verkoop in die straat, so baie gaan ons hê. Maar asseblief, kom ons maak dit 'n tradisie hier by ons, dat ons op opstanding Sondag, almal van ons wat hier is, bietjie saam kuier so rondom paasbolletjies en dalk, as ek hulle kan ompraat, paaseiers. So, kom ons kyk wat ons kan doen. Ek herinner net ook dat, onthou, dis donderdag aand 7 uur, nagmaal, en dan eers Sondagoggend 9 uur weer erediens. So, dis die 2 eredienste wat ons het vir Paasfees, is die donderdag aand 7 uur, ons donker nagmaal, en dan Sondagoggend ons opstandingserediens, wat dan lig en vol lewe is. Goed, ek het vanoggend 'n paar nuwe gesigte gesien, en ek wil hulle daarom net welkom heet. Kan ek sien, wie vanoggend hier by ons hier was, John, julle was daar soos, van nog mense, daar is nog iemand, hartlik welkom vanoggend hier by ons, ek hoop dat dit vir julle baie goeie ervaring gaan wees. Kan ek hoor, dit is nie hier wat spesiaal verjaar nie, is daar iemand anders wat hierdie week verjaar? En jy nou nie bang wees nie, Andrei, maar mag hy al 'n stoppie kry? Klein Andrei word 'n jaar hierdie week. En my uitdaging staan, as hy hier in die gang afloop, moet jy hom nie keer nie, hy kom na my toe. Maar wat's daai? Ek wil daarom net vir almal wat vanoggend hier by ons is, wat ons dalk besoek, sê die blaadjies lê gewoonlik daar agter, is die liturgie afgedruk. Hy sê wanneer ons staan en wanneer ons sit, maar vir lydingstyd het ons nou altyd vir die eerste stuk het ons bly sit, en dan net met die lofsang gestaan, so volg maar net daar, en alles is hier op die bord, wat julle nodig het. Kom ons word so oomblik stil, broers en susters, en dan dink ons die geleentheid wat ons het om hierdie groot lydingsweek te vier, en dan begin ons met ons erediens.
saam met my oor die grootheid van die Here en laat ons saam sy naam prys. Die engel van die Here slaan sy laar op rondom die wat hom dien en red hulle. Kom ondervind en sien self dat die Here goed is. Dit gaan goed met die mens wat by hom skuiling vind. Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Oh,
Ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom. En dit op 'n weg wat nuut is en na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen. Dit is sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien, deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moet nie van die samekomste van die gemeente al wegbly, soos party se gewoonte is nie, maar eerder mekaar aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. anders na ons luister nie, hoor U ons, as ons hart voor U uitstort. As niemand anders ons raak sien nie, sien U ons nood en vul U ons met vreugde. As almal anders van ons vergeet het, onthou U ons en U roep ons by die naam. U is die Here, ons God. U is hier by ons om deur U woord met ons te praat. Maak dit vir ons moontlik om U stem te hoor en om U boodskap ter harte te neem. Here ons God, ons bely dat ons in hierdie week wat voorlê opnuut sal besef dat U ons enigste redding is. Here, ons beleef dit elke dag dat ons uit genade alleen leef. En wil U gee, Here, dat ons dit ter harte sal neem en dat ons werklik sal gaan leef tot U eer. Laat U woord nou met ons praat, Here, sodat ons deur hierdie woord en die krag van die Heilige Gees kan gaan leef elke dag. Maak dit nou stil in ons en gee vir ons
hart en 'n oor wat gewillig is om te luister en te doen, te hoor en te sien, te kom kyk en te gaan leef. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, is Markus 11, die eerste 11 verse daar, en dit waaroor dit vandag gaan, die intog van Jesus in Jerusalem. Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus 2 van sy disippels en sê vir hulle: Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle sê, wat maak julle? Dan moet julle sê, die Here het hom nodig, en hy sal hom gou weer hierheen terugstuur. Hulle het toe gegaan, en 'n jong donkie by die ingang, buite langs die pad, vasgemaak gekry en hom losgemaak. Party van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê: Waarom maak julle die donkie los? Hulle het geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan. Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi, en party weer groentakkies wat hulle langs die pad afgebreek het. Die wat voorgeloop het, en die wat agteraan gekom het, het uitgeroep: Prys hom, loof hom wat in die naam van die Here kom. Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk wat aan die kom is. Prys hom in die hoogste hemel. Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laatmiddag toe hy die 12 weer na Betanië toe gegaan het. As 'n mens die verhaal so volg van Jesus wat Jerusalem toe gaan, dan het Jesus net voordat hy die eerste keer Jerusalem ingegaan het, was hy eers in Jerigo. En daar kry hy te doen met Bartimeus wat blind is. En julle ken nou die storie van Bartimeus, hy het langs die pad gesit, en hy het hard uitgeroep, sodat Jesus hom sou hoor, en die mense het hom eers stil gemaak en gesê, hy moet nie vir Jesus pla nie. Maar Bartimeus het nie opgegee nie, en hy bly roep, en toe het Jesus aan hom begin aandag gee, en toe skielik toe sê almal, maar hou moed, hy hoor jou, gee kans, hy sal luister. En Jesus het hom genader, en Jesus het hom laat sien, en hy het vir hom gesê, jou geloof het jou gered. Van die woorde wat Jesus elke keer vir iemand gesê het wat hy genees het of gehelp het, is dat hulle eintlik voordat enigiemand dit besef het, al die geloof gehad het, wat die disippels eers later sou kry. En 'n mens sien in Markus, dat Markus vertel vir ons die verhaal, dat Jesus toe in Jerusalem is, en uitgegaan het na Betanië toe, en elke dag in en uit is na die tempel toe. En ons weet dat hierdie gebeure was ook net voor, dat Jesus die tempel gereinig het. Die interessante is, daar's ook 'n ander versoek gewees. Daardie versoek het uit Jesus se eie geleedere, uit sy belangrikste disippels, die 3 belangrikstes, Johannes en Jakobus, saam met Petrus. Maar Johannes en Jakobus kom na Jesus toe en vra vir hom, kan hulle besondere sitplekke kry? As hy nou op die troon sit, kan hulle links en regs van hom sit. Want 'n koning se belangrikste raadgewers het so weerskante van hom gesit. En julle onthou dat Jesus vir hulle nie hulle versoek toegestaan het nie. Dat hy eintlik vir hulle baie mooi laat verstaan het, hulle verstaan nog nie waaroor hierdie gaan nie. Teenoor hulle versoek kom Bartimeus se versoek. En Markus onderstreep vir ons eintlik hier iets baie belangriks. In hierdie laaste wonderwerk wat Jesus doen, toe hy vir Bartimeus weer laat sien, kom daar iets deur van wat 'n gelowige en 'n disipel regtig is. Iemand wat bereid is om te sien wat ander nie sien nie. Iemand wat bereid is om sy hele lewe op Jesus te gooi en te sê, Here, net U kan vir my help. Dit is wat Bartimeus vir ons beteken in hierdie pad van geloof wat Jesus geloop het. Teenoor hom, hierdie 2, wat eintlik die domste vraag ooit vra.
Hulle sou later baie skaam word oor hierdie vraag wat hulle gevra het. Maar 'n mens hoor, dit kom uit 'n plek van ons wil belangrik wees. Ons wil die beste hê. Ons wil nou voordeel trek uit hierdie gebeure. En Jesus wat uiteindelik vir hulle sê, julle verstaan nie wat julle vra nie. Maar na sy opstanding en na sy hemelvaart, en toe hulle met die Heilige Gees geseën is, sodat hulle hulle werk kon gaan doen, toe het hulle leer verstaan wat dit is wat Jesus vir hulle gesê het. Hulle wat nog nie kon sien dat hy die Messias is nie, moes by Bartimeus hoor en sien dat hierdie is die Messias wat God gestuur het. Sy hart opreg, hulle sinne uit selfsug. En dis die verskil, broers en susters, en daarom word Bartimeus in die Markus Evangelie amper vir ons 'n voorbeeld van 'n gelowige. Iemand wat onmiddellik besef, ek is geheel en al afhanklik van Jesus en sy genade. Iemand wat geseën word met insig om verder te sien as dit wat hier voor jou is. En te weet dat Jesus die Here is. Bartimeus het dadelik 'n volgeling van Jesus geword. En hy word die simbool van vertroue en van geloof. Met die intog in Jerusalem stuur Jesus 2 disippels om 'n donkie te gaan haal, met die belofte dat hy hom sal terugbring. En 2 disippels gaan om hierdie donkie te gaan haal. En iewers in hulle agterkop moes iets van Psalm 118 opgekom het, wat gesê het dat die koning uiteindelik dan ook op 'n nederige donkie sal ry. En die skare het hierdie Psalm 118 aangehaal om te sê, prys Dawid, kyk wat gaan gebeur. En nou weet ons, broers en susters, dat hierdie skare het verwag dat Jesus Jerusalem sou inneem en koning sou word. Jesus het geweet dat dit nie die pad is wat hy gaan loop nie. En dat die kruis vir hom wag en uiteindelik die oorwinning van die opstanding. Maar hierdie skare was opgewonde en hulle het gesing en hulle het letterlik gemaak wat jy met 'n koning doen. Sy pad bestrooi met goed en hom toegejuig terwyl hy Jerusalem ingegaan het. Maar Jesus het Jerusalem ingegaan om te gaan kyk. En toe hy gekyk het, het hy eers weer weggegaan. En hy het teruggekom. En hy het kom optree in die tempel soos wat hulle nog nooit verwag het nie. Hy het daai tempel skoon gemaak, want hy het vir hulle gesê, julle is met die verkeerde goed besig. In steede daarvan dat julle fokus op hoe julle God kan dien, fokus julle op al hierdie wette en al hierdie ekstra goed. En julle harte is nie in dit wat julle doen nie. Hierdie intog word deur Markus in koninklike kleure vir ons geskets. Hierdie skare verwag, hulle koning moet nou inkom. Die ou wat die Romeine uiteindelik gaan verslaan. Die disippels kyk met sterre in hulle oë na Jesus. Want hulle dink, hy gaan op die troon sit. En hulle gaan belangrike ministers word in sy kabinet. Maar met hierdie donkie wat Jesus laat haal, gee hy vir hulle die sleutel om hierdie saak te ontsluit. 'n Koning sal gewoonlik op 'n baie mooi perd ingery kom. Want dit moet gaan oor mag en dit moet gaan oor, hy moet sigbaar wees. Jesus kies om so in Sagaria 9 se vloei 'n nederige donkie te vat en op hom te ry. En nou, broers en susters, moet ek tong in die kies vir julle hierdie prentjie skets. En dis kom ek gesê het, ek gaan van die donkie skinder. Dis 'n jong donkie. En hy's vasgemaak buitekant hierdie dorpie. En as hier nou 2 manne aangekom het en hierdie donkie net kom losmaak het en met hom weggestap het, het niemand gesien wat daar gebeur nie. So ek dink nie dis wat daar gebeur het nie. Hierdie 2 vaardige jong manne het daar aangekom
en hierdie donkie probeer losmaak. En toe donkie se kind leer ken. Hierdie donkie het net sy baas geken. En nou wil 2 vreemdelinge hom vat. Kan julle self indink? Nou sien ek hoe hulle naderhand hulle klere bietjie opgerol en die leiersels gevat en hierdie donkie aangesleep. Want ek dink nie hierdie donkie het gewillig gegaan nie. En miskien was dit vir hulle so 'n bietjie van 'n les. Dat as hulle eendag hulle eie bediening gehad het en hulle besig was om in die koninkryk van God te werk, sou hulle onthou het hoe starig was daai donkie. Want dit is omtrent hoe die kerk sou wees. Bietjie vorentoe, bietjie agtertoe, baie gestoei, baie sweet wat jy sweet, om hierdie ouetjie te kry waar hy moet wees. En ek dink dit was vir hulle lewensles, om uiteindelik hierdie donkie aangestoei te kry, tot by Jesus. En wat gebeur toe? Sy klere op hom, en doodluiters staan hierdie donkie dat Jesus, waar nog niemand ooit op hom gery het, opklim en op hom ry. En dit moes hulle verstom het. Nou is die donkie rustig. Nou gedra hy homself, terwyl hulle dalk baie gestoei het om hom daar te kry. Miskien het hulle iets geleer van dit wat op hulle wag, wanneer hulle die kerk van die Here in die wêreld invat. En tussen al hierdie lawaai, want 'n mens kan dink, dit was 'n fanfare geweest. Dit was feestelik. Dit was 'n optog. En tussen al hierdie lawaai, kom Markus en hy waarsku ons. Hierdie is nie wie die Messias is nie. Hierdie is nie die Messias wat moes kom nie. Die Messias wat moes kom vir 'n bepaalde doel. En dit is om gebroke mense heel te maak. En om mense terug te lei na Christus en na die koninkryk toe. Dis om mense terug te bring na God en sy huis toe. En om dit te kan doen, moes hy nie koning word nie, maar moes hy ly aan 'n kruis en opstaan en uiteindelik sy regmatige plek as God weer inneem. En dit mag ons nooit vergeet nie, broers en susters. Ons mag nooit in die fanfare en die lawaai van hierdie wêreld en al die praatjies en goed wat mense sê wat Jesus nie is nie, moet ons onthou, wie is Jesus? Markus vertel vir ons. Hy is die Messias, wat deur sy lyding en sy opstanding vir ons kom sterf het, kom opstaan het, om ons heel te maak. Dit is wie hy is. Hy het nie gekom om op aarde te regeer as 'n mens nie. Hy het gekom om te ly, sodat hy as God vir ewig kan regeer oor ons, oor sy kerk, oor die aarde. Dit is die koning wat ons moet volg. Dit is die koninkryk waarin ons moet leef. En as jy dink dat jy 'n koning is in die koninkryk van God, of dat jy belangrik moet wees, dan het die hele Markus vir jou vertel. Hy wat eerste wil wees, moet laaste wees. Hy wat wil voorloop, moet dien. En laat ons dit ter harte neem, broers en susters. Ons is nie in hierdie wêreld om te heers en te oorheers en vir mense te vertel wat hulle veronderstel is om te wees nie. Ons is hier om te dien, om lief te hê, om selfs te ly in die voetspore van ons Here. Jesus is nie die Messias wat ons verwag nie, want niemand kon 'n Messias verwag wat aan die kruis sou hang nie. Maar Jesus het, omdat hy die Messias is wat ons nodig het. Omdat hy die een is wat ons kon red, sy lewe vir ons kon gee, sodat ons deel van hom kon wees. Hy is deel van ons wonderlikste oomblikke. Hy is deel van ons diepste hel. Hy alleen bring vir ons hoop. In hom leef ons, in hom sterf ons. Die disippels het regtig eers na
hemelvaart en na die uitstorting van die Heilige Gees hierdie goed presies begryp. Maar dis Bartimeus se rol in Markus. Hy moet vir ons sê, hy wat die onbekende bedelaar is, wat homself so voor Jesus sit en sê, ek het niks, ek het U nodig. U kan my laat sien. Maak my deel van wat U is. Dis Bartimeus se doel in hierdie evangelie. Om vir ons te leer, dat dit is hoe ons die Here volg. Deur vir hom te sê, Here, ek is niks. Ek is afhanklik van U. Dis U wat my heel maak. Dis U wat my op die regte pad hou. Aan U behoort ek. Aan U gee ek myself oor. 'n Disipel is iemand wat regtig verstaan dat dit net die Here is wat ons hierdie dinge kan laat sien. Dat dit net die Here is wat vir ons die koninkryk kan oopmaak en ons deel kan maak van God se huisgesin. En wat saam met ons die pad loop en ons nooit verlaat nie. Ons koning leef. Hy het oorwin deur te sterf en op te staan, sodat ons elkeen kan lewe. Daar's 'n baie bekende neurowetenskaplike, Dr. Caroline Leaf. Sy het op 'n stadium deur haar navorsing die mooiste ding gesê. Sy sê, elke oggend as jy opstaan, het van jou selle al vernuwe en is daar nuwe baba selle. In jou liggaam, maar ook in jou brein, oral in jou lyf is daar nuwe selle. Want jou liggaam is in staat om homself te vernuwe. En ek kan nie nou onthou nie, maar ek weet nie hoeveel jaar dit is nie, maar dit is nie so lank nie. Dan is jy 'n splinternuwe mens, soos wat jou selle vernuwe het. En daarin lê vir ons 'n stukkie waarheid, broers en susters. As ons vra, hoe moet ons hierdie goed doen? Dan begin dit in jou denke en in jou selle. Jou liggaam wys vir jou hoe dit werk. As jou liggaam oornag kan vernuwe en nuwe selle maak, kan jy die oggend opstaan met nuwe gedagtes, 'n nuwe lewensrigting. Ons het dit al baie vir mekaar gesê. In lydenstyd, in hierdie groot lydensweek moet ons daarop fokus. Fokus hierdie week daarop, om op te staan met hoop in jou hart. Om op te staan as 'n dankbare en 'n nederige mens. Fokus daarop om jou eerste gedagte 'n positiewe, dankbare gedagte te maak. En laat nie net jou selle vernuwe nie, maar ook jou gedagtes en jou lewe. Die Here stel ons in staat om dit te doen. En ons lewens verander as ons net bereid is om ons lewens aan te pas. En eintlik in die voetspore van die Here te verander. En te fokus op dit wat hy vir ons gee. En wat hy vir ons doen. En uit hoop te lewe. Die belangrikste week in ons kerklike jaar lê voor. Kom ons fokus in hierdie week daarop, dat ons vir onsself indink wie die Messias regtig is, vir my en vir jou. En om in hierdie selfde week onsself in te stel daarop, dat ons sal positief en nederig en dankbaar lewe. En dat ons hierdie positiewe lewe, hierdie nuwe denke, op 'n so 'n manier sal uitlewe, dat dit so begin uitkring. En uiteindelik ander mense se lewens sal verander. Ons het soveel om voor dankbaar te wees. Kom ons wys dit. Kom ons leef dit. Kom ons buig voor die Here en sê vir die Here, net by U vind ek rus. Net by U is daar vir my skuiling. Net in U liefde leef ek. In U genade word ek heel. Laat my toe om te leef tot U eer. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, baie dankie dat ons vanoggend voor U kan buig, voor U kan stil word
ons harte kan oopmaak, Here, want U ken ons beter as wat ons onsself ken. Maar U vra van ons, kom na my toe. Bring wat jou pla, bring wat jou seer maak. Bring dit waaroor jy wonder, bring jou vrae en kom sit op my voete en luister. En ons sê dankie, Here, dankie dat U vir ons so goed is. Dat daar vir ons altyd genoeg genade is. Dat ons in ons diepste, seerste oomblikke en in ons grootste vreugdes kan weet U is daar en U sorg vir ons en U lei ons. Here, ons wil bid dat U in hierdie week vir ons 'n nuwe begrip sal bring van wat dit U gekos het sodat ons kan lewe. Wat dit U gekos het, Here, om die dood en die sonde te oorwin, sodat dit nie meer vir ons struikelblokke is nie. Wat dit U gekos het, Here, om vir ons deur U lewe te gee. Dankie dat ons vanoggend, Here, hierdie week kan begin, deur voor U te buig en te sê, ons verstaan dat ons van U afhanklik is. Ons verstaan dat ons U nodig het as ons Messias. En ons verstaan, Here, dat U ons geroep het om getrou te wees, om nederig te wees, om dit wat ons sien te gaan leef. Wil U met ons wees, Here? Wil U wees met ons gemeente, in ons gemeenskap, in ons land en in hierdie wêreld van ons? As ons na die gebeure om ons kyk, Here, dan wonder ons partymal of mense regtig nog ag slaan op dit wat U wil hê. Maar ons weet U regeer. En ons weet, Here, dat U ook die geskiedenis sal lei daarheen waar U dit wil hê. En daarom kan ons met oortuiging bid, laat U wil geskied. Here, hoor ons as ons met U praat. Hoor ons diepste gedagtes, hoor ons seer en ons vra. En gee vir ons, Here, dit wat ons nodig het. Lei ons op die regte pad. En seën ons daar waar ons besig is met dit wat U vir ons gegee het om te doen. Dankie, Here, dat ons kan bid vir hulle wat siek is en wat swaar kry, en dat ons kan bid vir herstel. En ons kan bid, Here, dat U ons by mekaar bring en ons deel maak van die loflied, die koor reg oor hierdie wêreld wat U naam besing. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Amen.
in sy vreugde. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u elkeen wees. Amen.